Baie welkom by Vroue uit die Bybel. Hierdie is 'n reeks van plus minus 75% vroue in die Bybel, wat selde of nooit van gepraat word, of wat die oor nog nooit van gehoor het nie, wat ook in boekvorm gekry kan word, spesiaal vir vroue byeenkomste. Ek wil tog vra dat u moet subscribe, dit sal baie help om ander vroue te bereik. Dit help ook dat u nie een van die reekse misloop nie. Die teks van oordenking is uit Genesis 29 vers 1. Ons boek is Rachel. En Jakob het Rachel liefgehad, en daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter. Jakob se omstandighede het hom baie genoodsaak om van sy familie te vlug, en na sy lange reis waarin hy intussen 'n ontmoeting met God gehad het in Bethel, volgens Genesis 28 vers 11, sien hy 'n put in die veld waarby skaapwagters gestaan het, en hy doen navraag oor sy familie in Haran. Soos dit hom geluk, ontmoet hy dan ook sy niggie, juis by hierdie put, want Rachel het haar pa se skape opgepas. Dit was die gewoonte gewees vir al die skaapwagters om eers te wag totdat al die troppe bymekaar gekom het, voordat hulle die groot klip van die opening van die put weggerol het, sodat die vee kon drink. Maar toe Jakob vir Rachel sien, en hy sien sy oom se vee, het hy nader gehardloop en die klip weggerol, sodat Laban se skape kon water drink. Op hierdie stadium was Jakob so oorweldig deur sy emosies. Hy was geestelik sowel as fisies gedreineer deur die moegheid van sy lang reis, en moontlik was hy ook dankbaar omdat die Here hom reguit na sy familie gelei het, dat hy sy niggie gesoen het, sy stem verhef en geween het. Laban het dadelik sy kleinneef in sy huis verwelkom, en alhoewel dit nie genoem word nie, blyk dit dat Jakob vir sy oom vir 'n maand lank verniet gewerk het, want Laban vra later vir Jakob wat sy loon moes wees, en Jakob sien die geleentheid om 'n ooreenkoms met sy oom aan te gaan, want Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. Omdat hy haastig gevlug het, het hy geen geld of besittings by hom gehad nie, en hy bied aan om 7 jaar vir Laban te werk, as hy met Rachel kon trou. Die prys was baie hoog, want in 7 jaar se tyd kon 'n man baie besittings en vee verwerf het, maar dit was liefde met die eerste oogopslag. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar liefgehad het, vers 20. Dit wil voorkom dat Rachel dieselfde gevoel het vir Jakob, maar Laban het 'n gemeene daad gepleeg, deur 'n bedekte Lea vir Jakob as vrou te gee. Rachel en Jakob was albei bedrieg deur Laban en Lea. Dit moes vir Rachel hartverskeurend gewees het om uit te vind dat haar pa haar suster gegee het aan haar geliefde man. Tog is daar baie onbeantwoorde vrae oor hierdie voorval. Het Rachel geweet van haar pa se plan? As dit so is, hoekom het sy nie vir Jakob gewaarsku nie? As sy nie geweet het nie, waar was sy toe Lea vir Jakob gegee is as vrou, in plaas van haarself? En hoekom sou Lea saam met haar pa werk om te deel in hierdie gemeene bedrog, terwyl sy moes geweet het dat Jakob en Rachel 7 jaar vir mekaar gewag het en mekaar liefgehad het? Jakob was meer as ongelukkig die volgende oggend, toe die lig die waarheid ontbloot het, maar dit was reeds te laat. Die beste wat hy kon doen was om sy ongewenste bruid die week te gee wat haar toegekom het, en te danke aan haar en haar vader, moes Jakob nog 7 jaar vir Rachel gedien het. Het haar verhouding met Jakob vergiftig soos die jare verbygegaan? Het Rachel jaloers geword teenoor Lea omdat sy onvrugbaar gebly het?
Miskien het sy meer as een keer daaroor gekla. Gee vir my kinders of anders sterf ek, volgens Genesis 30 vers 1. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God, wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? Volgens Genesis 30 vers 2, terwyl Rachel in desperaatheid haar man blameer het vir haar kinderloosheid, het God Lea se hartseer as onbeminde raak gesien en haar met kinders getroos. Ten einde gee 'n desperate Rachel haar slavin Bila aan Jakob as 'n surrogaat en verkry 2 seuns. In teenstelling met haar groottante Sarah het Rachel die 2 seuns self name gegee en hulle gesien as haar eie. Sy is gelukkig en noem die eerste Dan, want God het aan my reg gegee, het sy gesê, en my ook verhoor en my 'n seun gegee. Maar teen die tyd wat die tweede seun gebore is, sien ons dat Rachel steeds op die wedywering met haar suster gefokus het en hom Naftali genoem het. Want sy het gesê, ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel en ook gewen. Daar is min bekend oor die suster se verhouding voor hul huwelik met Jakob. Ons weet dat Lea ouer was as Rachel en dat Rachel baie mooier was as Lea. Lea kon jaloers gewees het op haar jonger suster se skoonheid of selfs bang dat sy as 'n ongetroude sou sterf. Miskien is dit die rede waarom Lea bereid was om met Jakob te trou. Dit is tragies dat die verhouding tussen die 2 vroue gekenmerk was deur jaloesie, selfsug, wedywering en baie hartseer. Dit wil voorkom dat Rachel vir Dan en Naftali liefgehad het, asof hulle haar eie vlees en bloed was. Nadat Josef gebore is, het sy gevra vir nog 'n seun, en nadat Jakob met sy 2 vroue raad gehou en hulle getrek het na die beloofde land, word een van die skrif se aangrypendste gedeeltes beskryf, waar Rachel die geliefde vrou gesterf en met die geboorte van haar tweede kind. Ironies genoeg het sy gedink dat sy sou sterf as sy nie kon geboorte gee aan een nie, maar dit was terwyl sy geboorte geskenk het aan haar tweede, waar sy gesterf het, volgens Genesis 35 vers 18. Josef moes maar klein gewees het, en Benjamin het nooit sy eie moeder geken nie. Dit moes moeilik vir Rachel gewees het, toe sy besef het, dat sy die man wat sy lief gehad het, en vir 7 jaar moes wag, met haar suster moes deel. Sy was wel die geliefde vrou, maar sy het hom nooit vir haarself gehad nie. Rachel herinner ons weer, dat skoonheid nie tevredenheid bring nie. Selfs 'n liefdevolle man waarborg ook nie geluk nie. Op die ou end kan net 'n intieme verhouding met ons hemelse Vader ware tevredenheid en geluk bring. Alle ander dinge waarin ons glo en hoop kan onvervuld bly, mislukkings en hartseer veroorsaak. Ten spyte van die teleurstellings was sy 'n goeie ma, selfs vir 'n ander se kinders. Hoe gelukkig was Dan en Naftali om haar te hê as hulle mamma, eerder as die verwerping soos wat Ismael leer ken en ervaar het in die tyd van Sarah. God verander sake en God is ook die God wat die onmoontlike vir ons moontlik maak. Amen.